praat steeds met u oor die woordjie weks. Ek wil vanmôre vir u dinge uitlig met betrekking tot ons siele wat geweks word, maar vanmôre wil ek met u praat oor 'n positiewe weks. Ek bid die Here dat julle siele geweks sal word. Want ek praat met u oor kwellinge. Daar's 'n sekere kwelling in mense se lewens. En hierdie kwelling weks jou, maar dit is positief, dis nie negatief nie. Dan gaan ons ook kyk na sekere kwellinge wat in hierdie wêreld is, wat mense mee sit, wat negatief is en wat 'n negatiewe oorsprong het. Ek bid die Here dat u vanmôre hierdie woord gaan ontvang, en dat jy hierdie woord gaan toepas in jou lewe. As belangrike skrifte wat ek vir u gaan noem, wat ontsettend belangrik is vir jou oorwinning in hierdie lewe. Ek bid die Here dat Heilige Gees regtig die oë van ons verstand gaan belig en dat ons verstand geopen gaan word om hierdie dinge te kan verstaan. Ek vat hier eerstens na 'n gedeelte in 2 Petrus 2 vers 1 tot 9. Hy sê maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer. Dit is goed wat in die kerk ingevoer gaan. Hierdie dinge is in die kerk vandag. Dit is al letterlik jare en jare wat hierdie ketterye heimlik ingevoer word. Hy sê hierso, wat baie hartseer is, hy sê, en ook die Here wat hulle gekoop het, natuurlik is ons gekoop deur die bloed van Jesus Christus verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En dan sê die Bybel, en baie sal hulle verderflikhede navolg. Is dit nie hartseer? Is dit so dat soveel mense mislei word deur 'n valsheid? Hierdie ketterye wat in die kerk inkom, in die evangelie. Hy sê hierso, en om hulle ontwil, sal die weg van die waarheid gelaster word. En uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. En dan kom hier 'n baie belangrike ding wat hierdie skrifgedeelte sê. Luister baie mooi hierna. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie. Wat sê dit? Dit beteken daar is 'n oordeel wat besig is om te werk. Hy sê verder, en hulle verderf slymer nie. Luister, God slaap en slymer nie. In hierdie wêreld is daar mense wat besig is met goddelose dinge. En in hierdie wêreld is daar ongeregtigheid en sonde wat gepleeg word en mense dink hulle kom weg daarmee. Maar dit is nie so nie. Hulle kan dalk wegkom in die regeringe wat daar is op hierdie aarde. Maar hulle gaan nie wegkom by God nie. Want wat sê die woord van die Here? Hulle oordeel as besig om in die hemele om gewerk te word aan die oordeel wat kom. Hulle dink hulle kom weg, maar nee, hulle gaan nie wegkom nie. Daar's 'n oordeel wat besig is om vir hulle te wag. Dan kom God en hy gee vir ons voorbeelde, 3 voorbeelde in die Ou Testament. Net wie sê hierdie voorbeelde wat die Here vir ons gee, is gegee sodat ek en jy daarop moet let. Dat mense vandag in hierdie wêreld daarop moet let. Kom ons gaan kyk na hierdie 3. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel, dit is in Tartarus, the deepest abyss of Hades, gewerp het en aan kettinge van duisternis oorgegee het om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Daar is 'n oordeel, selfs met die engele. Wat 'n engele is hierdie? Hierdie is nie die demone nie. Hierdie demone is nie gebind in Tartarus nou nie. Die demone het nog vrye toegang tot hierdie wêreld. Die demone is hulle wat jou tuister. En ons versoek om te sondig so. Dis nie hierdie engele wat 1/3 van die engele wat saam met die Satan geval het in die pre-Adamiese wêreld nie. Dis nie hulle nie. Hierdie is die engele waarvan ons lees in Genesis 6. Wat hulle gebied verlaat het
en wat met die vrouens kom gemeenskap gehad het op hierdie aarde. Judas 1 praat ook van hierdie engele. God het hierdie engele, het hy gevat en hulle word in Tartaroe bewaar vir die oordeel wat kom, want die oordeel is aan die werk. Nie net vir hulle nie. Hy sê verder, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring het. Ons weet dat daar was in Noag se tyd 'n sonvloed gewees. Selfs die kinders ken Noag en die ark wat hy gebou het. So God het almal, die goddeloosheid in hierdie wêreld, het God uitgedelg. Goddeloos was op hierdie aarde, net Noag, eerlik sy vrou, sy 3 dogters en hulle mans gespaar. Hy sê verder, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, as wat? Waarvoor gee God hierdie 3 dinge vir ons? As 'n voorbeeld is hulle gestel, vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Dink jy, daar's 'n goddeloosheid vandag in hierdie wêreld? Absoluut, gaan kyk in hierdie wêreld, dan sien jy die sonde en die ongeregtigheid en die goddeloosheid en hierdie goddelose mense dink hulle gaan wegkom met hulle goddeloosheid. Nee, daar's 'n oordeel aan die kom vir hierdie goddelose mense wat hulle nie wil bekeer van hulle goddeloosheid nie. Dan sien jy 'n baie belangrike skrif. Praat dit nie oor weks, to vex your soul. En die regverdige lot gered het, want ek gaan vanmôre vir jou reddend voorhou, wat die Here doen. Wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. Hy het hom gekwel oor die losbandigheid. Hy het hom gekwel. His soul was vexed. Deur wat? Die goddeloosheid, die sonde en die ongeregtigheid wat in hierdie wêreld was, het hierdie regverdige lot wat daar gebly het hy sy siel gepynig. Die woord van die Here sê, he vexed his soul. Vir jou siel. Oor sonde en ongeregtigheid. Hoor wat sê die Engels? For the righteous man dwelling among them. Are we dwelling among these people? Tuurlik. Dus ook in die valdriehoek. Amen. Hy sê, in seeing and hearing, vexed his righteous soul, from day to day with their unlawful deeds. En hoe voel jy vanmôre oor die goddeloosheid, oor die sonde en die ongeregtigheid? In hierdie wêreld word jou siel gepynig as jy hierdie dinge lees en jy hoor van hierdie dinge wat in die wêreld aangaan. Hoe kinders gebruik word vir human trafficking en hoe vrouens gebruik word vir seksuele ongeregtigheid om pornografiese films te maak. How do you feel about that? Is your soul vexed? My dear sister, jy sien, dis 'n positiewe vexation wat hier plaasvind. En dan lees jy oor hierdie goed, dan wil jy huil vir dit wat aangaan in hierdie wêreld. Die drank wat vloei in hierdie wêreld, hoe voel jy daaroor? Word jou siel gepynig daarmee? My dear sister, al die dwelms, hierdie gemors in hierdie wêreld, hoe voel jy daaroor? Kwel jy jou daaroor? Of is dit maar net niks nie? Ek bid die Here dat ons siele gepynig sal word. Hierdie goddeloosheid wat in hierdie wêreld aangaan. Dat ons as kerk sal wakker word, want dit gaan jou en my beweeg om te bid vir hierdie mense. En dit kom teen die bose werking van Satan, who are vexing people in this world. By die Here, but you know what? Here's a word. Dit is 'n woord vir die godsaliges. He said, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust and to the day of judgment to be punished. Jy sien wat die oordeel is van lankal af nie werkloos
dade. Niemand het my gesien nie. Ag, niemand sien wat ek doen nie. Nee, sien. Soos die ou in die tronk. Sy vriend gaan besoek hom. Die ou daar agter die tralie sê, luister man, al verskil tussen my en jou is hulle my gevang. Jy sien maar party mense in hierdie wêreld dink hulle kom weg. En hulle goddelose dade. Maar daar's 'n God wat besig is om te werk aan 'n oordeel wat kom. En hulle besef dit nie. Maar die Here spaar ons. Net hier 'n gedeelte lees in Jesegiel wat die Here weer besig is hier. Praat met Jesegiel die profeet, wys vir hom wat aangaan. Jy sien, want jy sien ek wil die vat by die Here wat weet hoe om die goddeloses te spaar. Maar om 'n oordeel oor die te bring en wat nog gaan kom oor die goddelose mense. Want jy sien, hoe verlos God ons? Ons wat kwel oor die goddeloosheid in hierdie wêreld. Hoe spaar die Here ons? Kom ek gaan vir julle skrif gee hoe God dit doen. Jesegiel 9 vers 1 tot 3. Wil dit net gou vir julle lees voor ek by vers 4 uitkom. Praat met Jesegiel praat God mee en hy sê vir hom sekere dinge wat hy moet sê. Hoor wat sê. Daarna het hy hardop voor my ore geroep en gesê: Kom nader, geregsdienaars van die stad, en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand. Wie is hierdie? Die warring angels. Hier is nie mense nie. Ag, wie sê dit? Want jy sien God is besig om Jesegiel te wys wat gaan aan met die volk. Afgodsaanbidderry, selfs wat in die tempel besig is om plaasvind. Hy sê, en kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde toe lê. En elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbrysel. En onder hulle een man wat met linne bekleed was. Die engel Gabriël, die reëgeer. Met 'n skrywer se inkpot aan sy heupe. En hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gestap en die heerlikheid van God van Israel het opgestyg van die geure waarop dit was. Na die drempel van die huis toe, en hy het na die man geroep wat met die linne bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het, want God wil iets doen nie. Want die Here wil die godsaliges wil hy verlos, hy wil hulle red. Want die kom 'n oordeel van God. Nou vat ek na vers 4 toe. En die Here sê vir hom, vir wie? Hierdie engel Gabriël, die geer, sê vir hom: Trek dwars deur die stad waar deur Jerusalem. Dwars deur Jerusalem. En maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor die gruwels wat daarin gedoen word, oor hulle wat hulle kwel, oor die goddeloosheid wat in hierdie wêreld aangaan, oor hulle wat hulle kwel, oor die sonde en die ongeregtigheid wat in hierdie wêreld aangaan. God sê, luister hierso aan, maar hulle wat sug en steun oor die goddeloosheid, merk hulle. Dis wat hierdie engel Gabriël moet doen, want God wil hulle verlos, dis wat die woord van die Here sê. Want hier kom 'n oordeel van God, halleluja. Hierdie woordjie teken is die laaste woordjie in die Hebreëse alfabet, 'n staf. Dit beteken to mark, to sign or to seal them. What is God busy doing here? Through this angel, He is sealing the righteous people. Hulle wat hulle kwel, hulle wat sag, met prinses en steen, oor die gruwels, oor al hierdie sonde en ongeregtigheid in hierdie wêreld. Hoe voel jy vanmôre? Of weet jy nie eens af nie meer? Hier kom ek vat hier na Jesegiel 9 vers 5 en 6. Kyk maar die volgende gedeelte hier. Maar aan die ander sê hy voor my ore, besig om met hierdie warring angels te praat, wat hierdie wapens in hulle hand het. Trek agter hom aan deur die stad en slaan. Laat julle oog nie verskoon nie en moenie spaar nie. Slaan dood grysaards, jong manne, jong dogters en kinders en vroue tot vernietiging toe. Maar raak aan niemand op wie die teken is nie. Hulle wat verseël is, hulle wat gemerk is. God verlos hulle. Dis hoe God ons verlos, my broers en susters. Dis hoe God hulle verlos het. Amen.
Dan is dit baie skokkend hier. Luister kerk van Jesus. Waar het hulle begin? Ja. En hulle het begin by die manne. Luister, die oudstes wat voor die huis was. Waar begin God se oordeel? By die huis. Waar begin God se oordeel? My broer en suster. Geestelike dienaars. Geestelike leiers in sy koninkryk is waar die oordeel van God begin. Is hoekom die Bybel sê, moenie haastig wees om 'n leraar te wees, jy gaan erger beoordeel word. Ek dink dis 'n woord wat die geestelike leiers in God se koninkryk moet verstaan, want dis waar die oordeel begin. Hulle wat sit met ketterye, valse leerstellings wat in die kerk ingesluip het, die oordeel van God gaan daar begin in die kerk. Waar dit begin, by huis. Wat doen God? Hy spaar hulle wie gemerk is. Amen. Hier nou kom 'n oordeel van God, my broer en suster. Hierdie oordeel is nie werkloos nie, en die woord van die Here sê verderf slymer nie. Halleluja. En hier kom 'n oordeel van God. My vraag is jy gemerk? Are you marked? Ja. Are you sealed? Hier is baie belangrik, my broer en sussie. Kom ons gaan kyk, ek wil 'n bietjie met julle praat oor die merk van God. Efesiërs 1 vers 13 en 14. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van redding gehoor het jy hierdie woord al gehoor in jou lewe. En Here praat met julle. Amen. Want as baie mense wat onder die geklank van hierdie evangelie van die woord gesit het, my broer en suster, die vraag is, wat doen jy daarmee? In wie julle, nadat julle geglo het, verseël is. You are sealed. Amen. Nou sê hy verder. Met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is, van die erfdeel, om sy eiendom te verlos. Hoe verlos God jou en my? Hoe het God hierdie regverdiges, wat gesig en gesteen het, oor die goddeloosheid in hierdie wêreld, wat hulle gekwel het, my broer en suster, oor die sonde ongeregtigheid, hoe verlos God hulle? Hy merk dit. Sodat wanneer die oordeel van God kom, jy nie getref word nie. Amen. Luister, oral in die Bybel so. Toe hulle die Pasga geëet het daai aand en die verderwer gekom het, al die eerstgeborens doodgeslaan het. Luister, the houses were marked by the blood. As die bloed nie daar was nie, was die oordeel van God op daai huis. Oral in die Bybel dat God merk. Dis 'n maak. God seël my broer en suster. Die woord onderpand hierso. Wie is die onderpand? Die Heilige Gees. As ons onderpand gegee. Hoor hierdie woord my broer en suster. Die Heilige Gees is as onderpand gegee in hierdie verseëling. Wat beteken onderpand? It is a pledge. That is part of the purchase money or property given in advance as security. Praise die Here. Dis fantasties nie man. Security, amen. In the sense of exchange, it is to pawn, to give as security. Afrikaans sê, koopgeld en die eiendom word vooraf as sekuriteit gegee is. Man, dis iets fantasties. Ons het sekuriteit, man. God het sekuriteit gegee in terme van ons redding en ons verlossing. Heilige Gees is die onderpand wat vir ons gegee is. Halleluja. Jy sien, ek gaan lees 'n bietjie die navorsing rondom hierdie merk. Die woordjie taf. Die ou een in die Hebreëus is in die vorm van 'n kruis. Dit is die kant af. Dis 'n kruis. Nuwe Testament is dit die kruis van Jesus Christus, sy kosbare bloed. Halleluja. Ek en jy is gemerk, my broer en suster. As jy wedergebore is en jy glo in Jesus Christus, you've got the mark of righteousness. You are marked. Amen. Efesiërs 4:30. Don't vex the Holy Spirit, please. Ek het daaroor gepraat. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hoe verlos God jou en my? En mense vandag in hierdie wêreld, net so die Ou Testament. Amen. Jy's geseël. You are marked. Halleluja. Dit is jammer vir die mense wat nie gemerk gaan word. Maar hier kom 'n oordeel van God. Luister, hierdie oordeel is aan die werk, my broer en suster, hoor die woord van die Here. Kan jy met sonde ongeregtigheid speel nie? Kan nie. 2 Korintiërs
1 vers 21 en 22. Maar hy, wat ons saam met julle bevestig het is om jou te establish, halleluja, te grondves, sê die Bybel, stabiliteit te gee in Christus, en ons gesalf het is God, wat ons ook verseël het, deur die Gees as onderpand, waar gegees in ons harte. Waar is jy verseël? Jou hart. Luister, is nie 'n letterlike teken op die voorkop wat mense sien. Jy is in jou hart verseël deur die Heilige Gees van God. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat is dit? Wat dink julle, wat is dit in die hart? Wat is hierdie verseëling? Baie maklik. Dis die besnydenis van die hart. Die besnydenis in die hart is hierdie teken. Halleluja. Want Romeine 4:11 kom die woord van die Here. Wat sê hy hier? Baie belangrik dat ons dit gaan verstaan. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van geregtigheid. Wat het jy ontvang as 'n seël van geregtigheid? Besnydenis van? Ja, dis die seël. Abraham het dit ontvang, luister, voordat hy besny was. Prys die Here. Halleluja. Hulle wat hulle nog wil besny vandag en die wet wil betrokke wees, luister na hierdie woord. Hy sê hierso, hy praat hier van Abraham. Hy sê, hy het dit as 'n seël van geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie. Prys die Here. Het jy geweet, Abraham was besny gewees. Halleluja. Het die seël van die besnydenis ontvang in sy hart deur geloof. Hierdie letterlike besnydenis. Fantasties. Hy sê, dat hy die vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken word. Ek en u is geregverdig nie deur die besnydenis en die houding van die wette nie, deur ons geloof in die Here Jesus Christus, deur hom aan te neem. Toe jy dit gedoen het, halleluja, kom die Heilige Gees. Besny jou in jou hart en jy is verseël deur die Heilige Gees. You've got security. Fantasties. God stuur sy seun Jesus Christus. Sy bloed vloei in die kruis en van Golgotha. En toe jy hom aanneem, toe gee die Heilige Gees as 'n onderpand. Dis hoekom jy die Heilige Gees in jou lewe het deur wedergebore. As jy hom nie het nie, jy probleem. Staan jy onder die oordeel van God wat kom, want hierdie oordeel is al reeds aan die werk. God slymer nie. Baie belangrik. Die mense sal verstaan, Filippense 3 vers 3. Hy sê, want ons is die besnydenis. Halleluja. Ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Wat is die vlees? Die besnydenis aan die vooruit, die vlees. Galasiërs 6:15. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Want wat sê 2 Korintiërs 5:17? In Christus is jy 'n nuwe skepsel. Nie besnydenis of nie besnydenis nie. Luister, as baie mense wat nie besny is nie, wat nie gered is nie. As baie mense wat besny is, nie gered nie. Nie die besnydenis of die onbesnydenis nie. Nee, hulle wie in Jesus geglo het en Jesus aangeneem het. In Christus word ons bevestig. Kolossense 2 vers 9 tot 12. Ek het gister vir die mense wat ek gedoop het, het ek hierdie skrifgie gegee. Hierdie twee skrifgies, hoor wat sê hy. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik in Christus. En julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag en wie hulle ook besny is met die besnydenis wat nie met hande verrig is nie. Ek en jy is in Christus besny. Nie letterlike besnydenis van die hart. Hy sê so. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het, is die fantastiese betekenis van die doop. Maar as jy gaan kyk na Kolossense 2 vers 9 en 12 en jy gaan kyk na Romeine 6 in daardie gedeelte, dan sal jy sien Paulus verduidelik dat deur die doop in Jesus Christus word jy begrawe. Luister, en dit vorm deel. Wat jy sê is, luister, ek het die siel van God deur die Heilige Gees in my lewe ontvang. En ek leef nie meer nie, maar ek leef nou in Christus, halleluja. Want Christus is die een wat jou vestig en vir jou onderpand gegee, die Heilige Gees van God.
Wil ek hê ons moet gaan kyk na merke in die 7-jarige verdrukking. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Daar is mense wat gemerk gaan word in die 7-jarige verdrukking. Van die kategorieë van mense. Eerste ene kry ons in Openbaring 7. Is daar 'n sekere hoeveelheid mense, paar duisend mense wat gemerk gaan word. Kom ons gaan kyk. Hierdie is dienaars van God, want Openbaring 7 praat van hulle. Hy sê: "En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan." Want wat gebeur? Hier kom nou 'n oordeel van God. In die 7-jarige verdrukking. Hoe red God mense van die oordeel? Kom ons gaan kyk. En hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die ondergang van die son met die seël van die lewende God. Ek wonder of dit weer Gabriël is, die inpot. Amen. Ek dink dit is hy kom weer in Openbaring. Halleluja. En wat sê die Here vir hom? En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig, gesê: "Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het." The seal of God. Amen. En wat baie belangrik is, en toe kom daar 'n oordeel van God op hierdie aarde, maar hoe het God hierdie 144.000 gespaar, diensknegte van die Here? Hy het die seël gesien wat op hulle voorhoofde is. Toe hulle die seël sien op die voorhoof, toe daai oordeel van God en die wraak van God wat op hierdie aarde uitgestort was, het hulle nie geraas nie. Dis hoe God ons verlos. Openbaring 14:1 praat van hulle. En ek het gesien en kyk, die lam staan voor die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Amen. Prys die Here. Ja. Halleluja. En hierdie 144.000, wie is dit? Dis Jode. Dis diensknegte van die Here. 144.000, 12.000 van elke stam van die stamme van Israel. 12 maal 12 is 144.000. Amen. Logies met Christus. Wat ek hier na volgende skrif toe. Jesaja 58, baie belangrike woord, luister kerk van Jesus. Hierdie is baie belangrik, ek vanmôre verdien. Vers 1 tot 6. God praat met die profeet Jesaja en hy sê die volgende uit sy keel uitroep, profeteer. Roep uit die keel. Hou nie terug nie. Verhef jou stem soos 'n bassein. En verkondig aan my volk hulle oortredinge en aan die huis van Jakob hulle sondes. Amen. Wat is die eerste ding in die 5 B's? In die 5 B's wat ek vir julle gegee het, wat is die eerste een in die 5 B's? Eerste B, hierdie volk was nie bewus gewees van hulle oortredinge nie. Kan jy verstaan hoe belangrik is dit? Die eerste B is ontsettend belangrik. Mense in hierdie wêreld is nie bewus van waarmee hulle besig is nie. En hier kom die profeet en hy roep uit. Hoor bytjie hier. My broer en suster, hierdie is skokkend. Ek wil ons moet gaan kyk na die kerk vandag. In die konteks van hierdie gedeelte. Wat sê hy? Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behaag in die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van God nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behaag in die toenadering tot God. Klink dit fantasties of nie? Jo, ek dink dit klink. Hoor jy dit? Klink reg? Maar as 'n probleem. Hulle is nie bewus van hulle sonde en ongeregtigheid. Ongeag hoe hulle God nader en hoe hulle God soek, my broer en suster, is daar sonde en ongeregtigheid en hulle is nie bewus daarvan nie. Belangrik. Hulle is nie bekend met hulle oortredinge nie. Sien, ons gaan kyk van die kerk vandag. Is daar so iets in die kerk vandag? Ja. Paulus kom in Timoteus, in 2 Timoteus 3. Hy praat onder andere oor die kondisie van die kerk. Hy sê, luister hierso man, hulle het die uiterlike vorm van godsdiens, maar die krag daarvan verloor hulle. Bybel praat van witgepleisterde grafte, lyk mooi van die buitekant. Hoor jy, hierdie volk se dade in terme van hoe hulle God gesoek het,
Dit is die probleem. Sit net sonder ongeregtigheid wat hulle nie bewus was van nie gedeel daarmee nie. Dan as ek kyk dag na die kerk, sien ons baie keer hierdie dinge in die kerk. Mense sit met die uiterlike vorm van godsdienst, luister, as jy na hulle kyk, lyk dit pragtig man. Hoorie, dit lyk baie mooi. Hierdie volk, halleluja, en hoe die volk beskryf word, lyk baie goed, julle. Maar as 'n probleem, die eerste beer, daar's nie 'n bewustheid nie, van hulle sonde en ongeregtigheid nie. Nou kom God en sê, maak aan hulle bekend hulle sonde en ongeregtigheid. Ek bid die Here, as mense vir jou bid, jy is nie bewus daarvan nie, sal God dit aan daai persone bekend maak, want ek laat nie sê. Bid net vir mense. Hy sê hierso, waarom vas ons? Nou praat die volk, maar dit is nie antwoord op hulle gebede nie. Hulle draai God se arm, maar gebeur niks. Hulle sê, waarom vas ons en jy sien dit nie, Here? Waarom kwel ons siel? Hulle siel is nie gekwel oor sonde en ongeregtigheid nie. Hulle het nie gesig oor die goddeloosheid nie. Hulle was deel daarvan. Hulle het oor alle dinge gekwel. Plesiere van hierdie wêreld, hulle genot en die genot van sonde. Hulle wil meer van dit gehad het. Here, ek kwel my want ek kan nie meer van dit kry nie. Dit is verkeerde kwelling. Want as hulle reg gekwel het, sou God hulle verlos het. Hier kom die oordeel van God oor hulle. Waarom kwel ons siel en nie weet dit nie? Kyk op die dag as jy vas, soek jy geleentheid om sake te doen en jy jaag al jou arbeiders aan. Kyk om te twis en te kind vas julle en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie, julle vas oor verkeerde redes. Om julle eie vergeeflike begeertes te vervul. Dis hoekom julle vas. Julle motief is nie reg nie. Weet my broer en suster. Belangrik dat ons moet vas. Die woord van die Here sê dit. Fariseërs en skrifgeleerdes hulle vas. Jy moet maar die siel gesoek het. Hulle het gevas, maar hulle het een ding nie gevas nie. Wat sien hulle nou? Man hulle, vas, is honger. Kan jy my net my dames sien? Nee, my broer en suster. Here sê as jy vas, moet iemand dit eens weet nie, man. Luister, wat verkeerd is, oordiens. Die Bybel praat van oordiens. Hy sê hierso, kom ons gaan kyk verder rondom hierdie vas. Hy sê, is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei op sy bed. Moet jy weet, nou julle in die verlede, wat het die mense gedoen? Die sak uitgegooi en as daar gegooi, en hulle sak en as daar voor die Here. God sê nee man, luister, dit gaan nie werk nie. Hy sê, noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Vraagteken. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Amen. Halleluja. Luister, ons moet vas. Woord van die Here sê dan. Bybel is vol vas. Maar ek hou vir jou 'n vas voor. Jy het gereed om wie gaan bietjie vas. Hier kom 'n vas wat die Here sê. Saam met die ander vas. Mees belangrikste vas wat die Here vir ons gee. Hier lê dit. Vas wat ek verkies sê die Here. Hoe enige ander vas. Die Here weet. Kom volgende keer. Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Waarvan moet ons vas? Goddeloosheid. Om te vas is om jou te onthou. As jy vas, 'n voedselvas en 'n drankvas, dan hou jy jou van dit. As jy jou vas van goddeloosheid en die bande van goddeloosheid, wat beteken dit? Jy onthou jou daarvan. Het jy geweet, hierdie vas is 'n vas wat jy doen elke dag. Verskoon. Ja, naweek kom, ek gaan nou nie vas die naweek nie, 'n bietjie parties en jollery, maar maandag gaan ek vas, Here van goddeloosheid. Here, dalk ook maandag, Dinsdag ook, maar Woensdag, Here, is weer die middelweek, man, is die klein Saterdag, Here, ek. Nou met Donderdag en Vrydag, Here, gaan ek weer vas van goddeloosheid. Nee, hierdie vas is elke dag,
Wil jy vas? Jy sien, dis die uitdaging wat die Here vir ons as kerk stel. Ek dink die kerk moet begin vas. Nee, ons bid, jy moet 'n bietjie vas op. Want jy sien, hulle het ook gebid, hulle het God genader. En niks gebeur nie. Hulle het hulle gekwel, niks gebeur nie, geen antwoorde nie. Nee, kom ons vas 'n bietjie, kerk van Jesus. Kom ons vas 'n bietjie van sonde en geregtigheid, goddeloosheid in hierdie wêreld. Dis wat die Here soek. Dis die vas wat God eerstens soek, nie dat ons nie die ander vas nie moet doen nie, my broers en susters. Hy sê dat julle afval die stroppe van die juk en vry laat weggaan die bedrukkers en elke juk stikkend juk. Halleluja. Hoe meer jy vas van goddeloosheid, hoe meer salwing gaan op jou wees om jukke te doen. Amen. Amen. Halleluja. Jy sien, ons kla ons oor verkeerde dinge, dis die probleem. Nou as ons gaan kyk, gaan nou vir jy baie belangrike ding doen, my broers en susters. My gebed is, en ek het dit gebid in hierdie week vir die Here, sê Here, Vader, ek het al soveel keer oor hierdie skrif gekry. En dis die sleutelteks van Koninkryk Bediening. Vader, ek bid dat die liggie sal aangaan. As daar ooit 'n enkele skrif is in die Bybel wat alles saamvat in die Nuwe Testament, in Matteus 6. Prys die Here. Ek gaan vir hierdie skrif weer gee. Ek is steeds besig om te bid en sê Vader, asseblief Here, mag die liggies aangaan. As daar ooit 'n skrif is wat jy moet verstaan, jy moet eens is. Is dit hierdie skrif. Soveel mense is. Dis 6, met ons sitte, 33, 34. Ek wil net voor ons daarby gaan uitkom. Ons gaan kyk na die vooraf gedeelte, want jy sien, mense verstaan nie Matteus 6:33, want hulle lees nie die voorafstaande gedeelte nie. Ons gaan kyk, want wat praat ek met u oor? Kwellinge wat doen? Jou siel weks. Maar hier is verkeerde kwellinge, wat jou siel weks. Matteus 6, vers 25, 32, voorafgaande gedeelte, voordat ons by 33 uitkom. Waarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam nie, wat julle gaan aantrek nie, maar mense, hulle kwel hulle so daaroor. Ja, maar die liggaam is meer belangriker as enige ding. Die klere aantrek. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere, en die kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, hulle bring nie en skure bymekaar nie, en tog voed hulle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle die om te kwel, die om te weks, jou siel te weks? Hy sê kan een al by sy lente voeg. En wat kwel julle? Oor julle klere. Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle, dat selfs Salomo in sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi het, so bekleed, hoeveel te meer vir julle blindgelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons doen, wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het, is dit nie so nie, amen. Maar wille, as die Here dan weet, hoekom is daar soveel mense in hierdie wêreld, wat 'n gebrek het aan kos en klere en al hierdie dinge? Hoekom? Ek praat van mense wat in die kerk. Asseblief my Jesus. Luister na wat Jesus gesê het. Leer die antwoord. Vers 33. Maar soek jy eers die koninkryk van God en wat? Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Amen. Amen. Regtig? Wie het gesê? Jesus. Matteus 6. Wat is die probleem?
op grond van hierdie woord iets waag om te sê? Mag ek 'n stelling maak op grond van hierdie woord? Ja. As jy sit met tekort, jy het nie genoeg kos en klere en goeders nie, wat beteken dit? Sit rocket science. Ek dink ons bietjie gaan uitverf doen. Of God lieg. Of hierdie skrif verkeerd uit my Bybel. Luister, as jy God se koninkryk soek en sy geregtigheid eerste in jou lewe, nie Willem Jooste sê dit nie. God self sê, jy sal nie tekort hê nie. Byna. Die probleem lê nie in hierdie skrif nie. Die probleem lê ons verstaan nie hierdie skrif. Dis maar ek lees. Wie kan nie hierdie skrif quoteer nie? Want kom ons vir jou sê, meeste mense kan dit quoteer. Om dit te leef is 'n ander ding as om dit te quoteer. Waar is God in jou lewe? Broeder en suster, waar kom God se koninkryk in? Waar kom sy geregtigheid in jou lewe en in my lewe? Die woord van God sê vir my in hierdie Bybel, as jy God se koninkryk soek en sy geregtigheid, sal jy nooit tekort hê. Hy beloof dit aan die regverdige en sy sal nooit honger ly. Nooit. Waarheid van God se evangelie. Ek bid die Here dat ek nie hierdie skrifgie gaan verstaan. Dat die kerk gaan wakker word en besef, waar kom God in my lewe? Wat soek ek eerste in my lewe? Waar kom jy in? Ek weet die Here is besig om met ons te praat. Halleluja. Because we vex our soul. Dis gevolg van sit met bekommernis en vrees in hierdie wêreld, want ons het nie geloof in God nie. Ons soek nie die koninkryk van die Here en sy geregtigheid nie. Ek weet by woord van die Here sê. Jy sien, verkeerde bekommernisse vex jou negatief. Hoor wat sê Spreuke 12:25. Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer. As jy neergedruk is, it means you are vexed. Wat is bekommernis? It will vex you, druk jou neer. Nie positief nie. Hoor as jy Spreuke 14:13, interessante skrifgie. Hoop onder gelag kan die hart pyn ly. En die einde van so 'n blydskap is bekommernis. Luister, baie keer sien jy nie hoe kry ek, maar hier binne. Daar pyn. Vrese, bekommernis, anxiety, stres, depressie. Jy kan bly wees, maar wat sê die woord van die Here? Selfs so, 'n blydskap, luister die einde af van ons bekommernis. Ons sit met te veel bekommernis in ons harte. Wat doen jy met bekommernis, sê die woord van die Here? Wat sê die Here, wat moet jy met jou bekommernis? Bekommer ons. Natuurlik binne dinge, wat 'n mens is daar wat nooit in sy lewe bekommer nie, maar die Here het vir ons antwoord. Wat doen jy met die bekommernis? Hier prys die Here. Wat? Al jou bekommernis om. Hy sorg vir jou. Woord van die Here sê dit in Matteus. Wat ons moet doen met ons. Ek wil cast your burdens unto Jesus for he cares for you. Amen. Dis nie God wat ons faal nie en teleurstel nie, is ons wat God teleurstel. En dan stel ons onsself teleur. Wanneer ons nie God se koninkryk is te soek en sy geregtigheid nie, kon die Here wie almagtig is, vol waarheid is. Ek sê luister man, as jy dit doen, ek gaan vir jou sorg elke dag. Jou klere, drink goed. As jy moet aantrek, as jy moet eet, alles. Jy sien Psalm 55:22 sê, cast thy burdens upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. The Good News Bible says, leave your troubles with the Lord and he will defend you. He never lets honest people be defeated. Talking about the righteous. Soos dat hierdie is baie belangrike woord. Ek bid die Here. Ook vat jy een ding vandag hierdie, net een ding. Ek praat van die wat gemerk is. Are you marked? En weet jy, dis gemerk. Dis wedergebore in die Heilige Gees. Maar ek vraag jy, waar kom God in jou lewe? Waar kom die Here in jou lewe? Vat een ding weg en gaan pyns oor hierdie skrifgie. In Matteus 6:33, kernskrif van koninkryk bediening is Matteus 6:33. As jy dit gaan doen, wie wil in Jooste beloof jy? Wie beloof dit?
God. Met Christus, soek jy God se koninkryk in jou lewe eers. Soek jy die geregtigheid van God. En die hemelse Vader sê hy sal vir jou sorg elke dag. Amen. Die woord van die Here sê die regverdige in hongersnood gaan hy oorvloed hê. Dis God. Klein gelowiges. Dis wat die Here baie keer vir die kerk sê. Ons moet begin ons geloof en vertrou in God plaas. Begin doen wat die woord van die Here sê. 'n Honger en dors na geregtigheid hê. Sonder ongeregtigheid haat en geregtigheid liefhê. Sien, dis wat ons moet doen. By die Here dat Heilige Gees met my en met jou en elkeen van ons gaan praat wat hierdie woord vanmôre bring. Dan vra vir die Here, Vader, waar soek ek u koninkryk in eerste plek? Here, u geregtigheid, waar val ek? Dan sal God deur die profeet hulle kele oopmaak. Hulle gaan vir hom sê, amen. Don't be offended. Maar net die Here met my praat. Sy uitdaging wat ek nie weet nie. Want God wil bekend maak wat is die probleem in die kerk. Die uiterlike vorm van godsdienst, maar die krag daarvan verloor hulle. Hulle soek God nie eerste nie en nie sy geregtigheid nie. Nee Here, ek kwel my vir alles oor my, Here. Ons is. Ek praat nie van almal nie, asseblief Here. Ek praat van die toestand waar die kerk is vandag. En die verkeerderye wat invul in die kerk, valse leerstelling wat verkondig word. Wow, leef soos wat jy wil, maar die genade van God, is fantasties. Nee, God het as voorbeeld 3 dinge in die Ou Testament gesê, vir hulle wat goddelose dade pleeg, ook in die toekoms, want God is aan die werk. Ek moet dit sê vir jou. Kan ek en jy is gemerk. Amen. We are sealed. Amen. Hallelujah. Saved and delivered. Sealed, saved and delivered. Hallelujah. Praise be God. Ons bid saam. Vader